Dit is stilwordtyd rondom die Here se woord en wat 'n voorreg om vanmôre te luister na God se wil vir ons lewe. Dankie dat jy vanmôre inskakel by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here, Prediker 11 vers 4 en 6. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie, en of al twee ewe goed sal wees nie. Broeder en suster, die skrywer van die boek Prediker was die seun van Dawid en die koning in Jerusalem. Sy naam was Salomo. In hierdie boek soek die skrywer 'n antwoord op die diepste lewensvrae van hierdie wêreld. Ook die vrae waarop die menslike wysheid nie altyd 'n antwoord het nie. In hierdie boek sien ons antwoord die Prediker dat die mens God moet begin dien, maar dat die mens ook elke dag moet doen wat daar te doen is in sy lewe, as 'n gawe wat van God afkom. Dit moet gedoen word in verantwoordelikheid teenoor die Here. In die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, sien ons hoe die skrywer van die boek Prediker mense aanmoedig om elke dag werksaam te wees. Dit is so belangrik dat ons die lewe as 'n gawe uit die hand van die Here moet beskou. Inderdaad, liewe vriende, is die lewe kort en tyd loop vinnig uit. Ek en jy moet ons daaglikse take elke dag met oortuiging en verantwoordelikheid uitvoer tot eer van die Here. Moenie jou lewensdae mors deur niks te doen nie. Gebruik tyd as 'n gawe uit God se hand. Die skrywer sê in vers 4: Die een wat die wind bly dophou, saai nie, en wat na die wolke bly kyk, oes nie. En hoe waar is hierdie woorde darm nie? Ons moet met geloof ons werk uitvoer en nie altyd eers wag dat omstandighede of dinge of die lewe vir ons beter begin lyk nie. Party mense wag hulle hele lewe lank vir iets wat dalk nooit gaan kom nie, of wat nie gaan gebeur nie. Maar wat ek en jy moet doen vandag, is om ons beste vir die Here te doen, en nie na dinge of mense, of selfs na die weer te kyk, voordat ons ons take moet uitvoer nie. Hy sê in vers 6, saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort, want jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie, en of al twee ewe goed sal wees nie. Dit dui weer eens vir ons die Prediker se sterk beklemtoning aan, dat ons as mense gedurig deur moet werk elke dag. Gebruik jou tyd tot eer van die Here, en die Here sal jou handewerk seën. Hierdie nuwe dag lê voor ons, liewe vriende, en kom ons gaan doen wat die Here van ons vra om te doen. Ons doen dit met dankbare harte, met gewillige harte, en ons doen dit tot eer van die Here. Die Here sal ons handewerk seën. Kom ons bid saam. Troue God en hemelse Vader, in hierdie dag loof en prys ons U as ons Vader, ons God en Koning. Dankie Here dat U ten goeie oor ons lewe beskik, dat U ons Here is wat ons lei en seën elke dag. Dankie vir U woord vanmôre. Wil U gee, Here, dat ons werk met blymoedigheid vandag sal doen, dat ons tyd sinvol sal gebruik, en ons vra dat U ons handewerk sal seën. Wil U uit genade ook al ons sonde vergewe, en lei vir ons op die pad wat Jesus Christus ons kom aandui het. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag vir u.